Vanaand fokus ons op die staatsrede wat president Ramaphosa oor 'n paar minute gaan lewer te midde van verskeie krisisse in die land. Goeienaand en welkom by die verkorte Afrikaanse bulletin. President Cyril Ramaphosa se 2026 staatsrede gaan oor net minder as 'n halfuur begin en daar is gemengde gevoelens oor of die toespraak tot wesenlike optredes sal lei om die land se knelpunte op te los. Die president se tweede staatsrede onder die regering van nasionale eenheid vind plaas te midde van talle krisisse wat veral die man op straat se sak en lewensgehalte raak. Die voortsleepende waterkrisis in Gauteng en ander dele van die land, misdaad, die hoë werkloosheidssyfer, toenemende armoede en die back-and-closure uitbreking is van die belangrikste kwessies wat onmiddellike en daadwerklike optrede van die regering vereis. In afwagting op die staatsrede het Suid-Afrikaners hulle verwagtinge van die president se toespraak met die SAIK gedeel. If the government would touch base on trying to prevent the crime that is happening around our neighborhood, that would be the first thing that I would say the governments must focus on, rather than, there's a lot of issues that are happening around, but mostly the crime, that would be the one that should be the most, like the best that has to work on around Cape Town. The crime rate in Mitchells Plain compared to the crime rate in Cape Town is too different. The police can drive after one man, which is the president. They drive 5-10 vans after him, but they can't, if one is shot in Mitchells Plain, they can't even come there to rescue our children, but there are 10 vans driving after one person and 10,000 people are being killed on the Cape Flats, which I think is not fair. The only thing Cyril Ramaphosa is going to do is going to tell us the same thing he did for the last time. He keep on promising for the people of South Africa, but he don't fulfill the promises of the citizens of South Africa. He failing the South Africa dismal. We're actually looking for jobs because it's been 3 years we've done school and things like that, and we're even getting nothing. But the main thing is how come us citizens of South Africans are not getting jobs? I hope that this State of the Nation address, the President will actually admit or raise the urgency of this foot and mouth disease crisis or possibly even disaster in this country. So that's one of our expectations, is that the urgency of the foot and mouth be raised by the President. We've heard a lot from the Minister of Agriculture, but we haven't heard the President say anything yet. So I think this is his first opportunity to really say something publicly about it. Ook politieke ontleeders is dit eens dat president Ramaphosa dringend aandag aan hierdie kwessies sal moet skenk. Die SAIK-verslaggewer Mariska Botha het vroeër vanmiddag met professor Amanda Gous, 'n politieke ontleder verbonde aan die Universiteit Stellenbosch, gepraat. Ons staan voor die stadsaal in Kaapstad, die pragtige ou gebou hier agter my, waar vanaand se staatsrede sal plaasvind. Nou hierdie staatsrede vind plaas te midde van groot onstuimigheid reg oor die wêreld op 'n geopolitiese vlak, maar ook in Suid-Afrika self. Misdaad is 'n groot kwessie, die kommissies van ondersoek kom onder die loep. Al die dinge is vrae wat mense vra oor die staatsrede en wat kan verwag word van die president. Nou, ons gaan gesels met professor Amanda Gous en sy is 'n politieke ontleder aan die Universiteit Stellenbosch. Professor, baie dankie vir die tyd. Professor, eerstens, die staatsrede word dikwels gekenmerk as iets wat nie regtig geloofwaardig is of is vol lewe beloftes. Wat kan die president sê wat mense se geloof of vertroue in die instelling van die presidentsie en die regering kan herstel? Ja, dit ek dink is die groot uitdaging, die wantroue wat die burgers nou het in die regering en veral oor die Mandlanga kommissie, maar meer nog omdat hy nie vir minister Mchunu afgedank het nie. So ek dink hy behoort iets te sê oor wat gaan hy doen aan korrupsie. Hy sê dit elke jaar, maar ek dink dit is nou op 'n punt waar hy iets sal moet sê wat geloofwaardig is. Maar ek dink meer nog, ons is in plaaslike verkiesingsjaar en die steun wat die mense, die kiesers gaan gee aan die Government of National Unity, gaan baie belangrik wees. So hy moet ook iets doen om steun te werf. So, en ek dink die groot vraagstuk hier is dienslewering, nee? Ons weet dat op plaaslike regering is die dienslewering haglik.
Kyk die hele watersituasie in Johannesburg, Gauteng, Midrand. Ek dink net, daar is soveel goed wat hy sal moet sê, wat nie net leë beloftes is nie. Hy sal moet kom met 'n plan van implementering. Ja. En ons weet, dit is nie eintlik wat in 'n staatsrede gebeur nie. Maar eerlikwaar, as hy wil hê mense moet uitkom en stem in hierdie verkiesing, sal hy moet goed sê wat geloofwaardig is. En dan spesifiek ook die groot probleem met werkloosheid, Ja. né? En ons het nou wel ekonomies beter gevaar hierdie jaar, maar hoe gaan dit stabiel hou? Gaan hy dit verbeter? So ek dink dit gaan wees rondom korrupsie, die verkiesing en die ekonomie. Kom ons vat aan die laaste een, werkloosheid onder die jeug. Ek dink dit is iets soos 50% in Suid-Afrika. Wat moet hy sê? Wat behoort hy te sê om dit aan te spreek en dan in werking te stel? Wel, ek dink wat op die oomblik gebeur is die president se Youth Employment Stimulus, wat baie mense in diens neem, maar dit is vir 'n kort tydperk, so dis nie volhoubaar nie. So die enigste manier om werkskepping te doen is om dit nie deur die staatsdiens te doen nie, mense in diens te neem nie. Dit help nie. So hy sal moet sê wat se tipe hoe gaan hy byvoorbeeld werk met industrialisering en vervaardiging, want dit is waar werk geskep gaan word. Die mynbousektor, nee, ons het nou die mining in Daba, die hele 3 dae is vandag nog steeds aan. Daar is potensiaal. Die mynwese het agteruit gegaan. So, jy weet, ek dink dit is waaroor hy moet praat, oor hoe gaan hierdie situasie verbeter word en wat gaan hy doen om stimulus te gee spesifiek in vervaardiging. En dan die kommissies van ondersoek. Die Mglanga kommissie dit is soos realiteits-TV wat daar aangaan. Maar wat nou? Die kommissie is daar, die mense noem goed, 2 mense is al oorlede, maar wat nou? Wel, ek dink dit is die groot uitdaging wat hom vandag in die gesig staar. Hy het nie die minister afgedank nie. En as ons luister, en elke dag luister ons en jaw-dropping, die infiltrasie in die polisie, die vervolgingsgesag, selfs die howe. Jy weet, hoe gaan hy dit skoonmaak? Hy het nou 'n kommissie, nog 'n taakspan aangestel, maar ons weet dis sy styl. En dit is altyd goed uit te stel, waar hy belangrike besluite moet neem. So hy sal baie meer daadwerklik moet optree as hy wil hê mense moet glo in wat hy sê. Laastens, en dis 'n baie groot een, veral in die Weskaap, misdaad. Wat kan hy sê rondom misdaad, wat mense sal oortuig dat hy ernstig is? Wel, terug by die Mglanga kommissie, nee, as jou polisie en vervolgingsgesag in die moeilikheid is, wat gaan jy sê? So hy moet met 'n voorstel kom oor hoe gaan ons die polisie basies nuwe lede in diens neem, wat se tipe training gaan hulle kry, wat gaan voorkom dat hulle nie gewerf word deur syndikaate, misdaadsyndikaate nie. So, jy weet, hy moet iets sê oor die hele groot probleem van georganiseerde misdaad in hierdie land. En dit is waar die probleem lê. En ek is nie seker dat hy daai stappie wil neem nie, want ek dink almal van hulle wat in die regering is op een of ander manier betrokke by iets. En dit is 'n groot probleem. Hoe maak ons dan as 'n land? Ek dink wat ons moet doen is om te gaan stem in die plaaslike verkiesing vir die regte partye, vir die partye wat die regte goed sê. Ek weet ons glo dit nie altyd nie, maar hierdie dink ek is 'n waterskeidingsoomblik in Suid-Afrika se geskiedenis. Baie dankie. Dit was professor Amanda Gous van die Universiteit Stellenbosch en sy is 'n politieke ontleder. Jy het van haar gehoor, inderdaad, daar lê 'n baie groot werk voor vir president Cyril Ramaphosa om enigstens vertroue in die instelling van die presidentskap, maar ook in die werk van die parlement terug te wen. En ons sal hoor later wat hy te sê het en dan sal daar verdere ontleding wees daarna en ons hou dit baie fyn dop. Baie dankie ons verslaggewer by die Kaapstad Stadsaal, Mariska Botha, wat met die politieke ontleder professor Amanda Gous gesels het. Ons gaan net hierna voort met ons bulletin, bly gerus ingeskakel.
Nou tyd vir die markaanwysers soos om 5:00 vanmiddag met die sluiting van die JSE. Dit is tyd vir die Afrikaanse redaksie om te groet en ons skakel nou regstreeks oor na 'n ernstige Sakina Kamwendo waar die president sy staatsrede gaan lewer. Sakina Kamwendo hou sake daar vir ons dop. Goeienaand Sakina. And Bongi, it's time now to welcome more viewers and dit is nou waar ons SABC 2 kykers by ons aansluit en welkom en almal vanaand hier by ons ingesluit en dit is natuurlik vir vanaand se staatsrede en julle is net betyds om president Cyril Ramaphosa is aansien te vind en hier kan jy